Ek wil gou met jou visioen van Siener van Rensburg bespreek. Iets wat ek op afgekom het en wat 'n bevestiging was van wat ek nou al lank sê. Maar dit gaan oor die simbool van 'n hond. Nou, jy sien hierdie woord hond 2 keer in die visioengeskrifte. Die visioengeskrifte daar uit Lichtenburgse Museum, 64 bladsy lank, klomp visioene in. Die woord hond kom dan nou 2 maal daarvoor. Die een is 10 Junie 1920, waar hy verwys na Rusland. Daar sê hy, toestaan in Europa een skillerbees, nou dis Rusland, en hy draai in die ronde, en hy verander in een wit vark, so, dit word 'n kapitalistiese stelsel, kapitalistiese nasie, en toe in een wit hond, en raak weg. Nou, wat is hierdie wit hond? Dit het te doen met 'n oorwegende blanke weermag, 'n wit weermag. En daai hond is 'n verskeurende mag. So 'n hond is gewoonlik 'n verskeurende mag as jy dit sien as 'n simbool in 'n droom of soos wat Siener dit hier sê. So hy het baie duidelik gesien hoe Rusland oor die laaste 20 jaar, 25 jaar verander van 'n kommunistiese nasie na 'n kapitalistiese nasie, na 'n militêre stelsel, 'n nasie wat sy weermag oproep en betrokke raak by oorlog. Want dan word hy mos nou 'n hond, 'n verskeurende mag. Reg. So wat is 'n hond? Dis 'n verskeurende mag. Op die 5de November 1922 sien hy iets anders. Luister mooi. In die Unie is 'n wit hond wat in 'n gat ingaan. Toe kom ek voor die gat en toe word die gat groter. Die spore gaan na die weste. Toe verander die gat aan 'n damwal en ek staan op die damwal en die wit hond kom tussen die straatklippe uit. In Europa is 'n roer met bek na die ooste kant in middesakke toegebind. Dit gee pad na die ooste. Toe staan ek met 'n nuwe Mauser geweer aan die kop en dan sê hy in hakkies belang aan die Duitsers. So, 2 gevalle van 'n wit hond. Die een het te doen met Rusland, waar Rusland 'n militêre mag raak. Ons het dit gesien. En in hierdie geval het ons te doen met 'n militêre mag in Suid-Afrika. 'n paramilitêre groepering. Nou, so ons het te doen met 'n verskeurende mag. Dit is 'n wit weermag wat ons sien. Of ja, soos ek sê, is 'n paramilitêre organisasie. En dit gaan op 'n stadium baie sleg gaan met hierdie organisasie, want hy gaan in 'n gat in. So, as jy in 'n gat ingaan in 'n droom, of jy gaan in 'n sloot in, of jy val in 'n put, of wat ook al, dan het jy te doen met iets baie slegs wat gaan gebeur. Nou ja, ek het self gesien, ek gaan in 'n gat in. Inteendeel, ek het gesien, hulle het vir my 'n gat gegrawe. Hy lyk soos 'n gat waarin jy persoon te ruste lê. Hoe dit ook al sy, so hierdie wit hond gaan in 'n gat in, dit gaan baie sleg gaan met hierdie wit hond, met hierdie blanke militêre mag, wat opgerig is in Suid-Afrika, gaan dit baie sleg gaan, hy gaan in 'n gat in. Hy sê, dan kom ek voor die gat, ek is nou die boerevolk, Siener sien homself as die boerevolk, so die boerevolk gaan ook in 'n gat in, kort nadat die wit weermag in 'n gat, hierdie wit paramilitêre organisasie in 'n gat ingegaan het, gaan die boerevolk ook in 'n gat in. Maar, hy sien spore gaan na die weste. Nou, wat se weste praat hy hiervan? Hy praat hiervan, die volk onttrek Noord-Kaap toe. Hy sien dit baie. Hy sien ook die kampe in die Noord-Kaap. Ek het al daaroor gepraat, jy sal my leringe kry, my lesings kry daaroor op YouTube. Hy sê, toe verander die gat aan 'n damwal. Nou, 'n damwal is 'n goeie teken. 'n damwal is 'n muur wat water binnekant hou. In hierdie geval is water dan nou 'n nasie of 'n volk. 'n damwal is 'n sterk plek. Dit is ook 'n hoër deel. Jy kan oor iets uitkyk. So 'n damwal is 'n goeie ding. So hierdie slegte ding wat met die boerevolk gebeur en met hierdie wit paramilitêre organisasie, dit verander en dit verander na iets goeds toe. Dit word 'n damwal. En ek staan op die damwal, so, boerevolk staan op die damwal, en die wit hond kom tussen die straatklippe uit.
Nou, 'n wit hond is nou weer die militêre mag, die paramilitêre organisasie, die blanke organisasie. Die straatklippe het te doen met, as jy die straatklippe sien van die dam, dan beteken dit, die geld is klaar. En is iets wat hy sien op 'n ander plek ook. Die geld is klaar. Die land se geld is klaar. Hy sê, hy sien die dam, al die uitlope is oop en die dam loop heeltemal leeg. Nou, ons gaan dit sien. Ons gaan sien hoe die beleggers die land uit hardloop en hoe die banke sluit. Die banke gaan eenvoudig sluit en al het jy R1 miljoen in die bank, jy kan R50 trek vir vandag. Ons gaan dit sien. So, in hierdie baie slegte tyd in Suid-Afrika, waar die boerevolk moet vlug na die Noord-Kaap toe, waar daar 'n wit paramilitêre organisasie heeltemal verwoes word deur die vyand. En hy word verwoes, ons sal sien dat die Britte se hand by is by hierdie verwoesting. Sien ons dat die situasie in die Noord-Kaap vir die boerevolk verbeter, daar kom hulp, en hierdie hulp sit hierdie boerevolk in 'n baie sterk situasie. Hulle word 'n damwal. En verder sien ons weer dat daar 'n oprigting is van 'n wit paramilitêre organisasie daar in die Noord-Kaap. Dis wat hy hierso sien. Hy kom tussen die straatklippe uit. So ten spyte van hierdie baie moeilike tyd, waar die boerevolk is, hulle moes vlug vir hulle lewens, hulle moes hulle eiendom agterlaat, die ekonomie van die land kom tot stilstand, die myne kom tot stilstand, daar's nie brood op die rakke nie, dit lyk baie sleg in Suid-Afrika. In daardie tyd sien ons die vorming van nog 'n blanke paramilitêre organisasie. En dit is met die hulp van die buiteland, onder andere met die hulp van die VSA, kan jy dit glo? Maar dis iets wat hy sien. Hy sien dit op ander plekke ook, ek het al daaroor gepraat. In Europa is 'n roer met 'n bek na die ooste, menende in daardie tyd wat al hierdie dinge gebeur. So hy sien 'n tydperk van 12 na 18 maande, miskien bietjie minder. Ja, kom ons sê 12 na 18 maande. So hy sien 'n lang tydperk, waar hy sien, hoe gaan sleg gaan dit in Suid-Afrika, en in daai tyd wat dit nou so sleg gaan in Suid-Afrika, sien hy dat in Europa is daar 'n bewapening van die Europese nasies, en dit sal deur die VSA wees. VSA het klaar gesê hy sal hulle bewapen. So in Europa is 'n roer met die bek na die ooste. Maar hierdie roer is in middesakke toegebind, menende hy's verberg. Is nie 'n openlike bewapening nie. Maar hierdie roer gee pad na die ooste toe, menende hy mik al hoe meer en hy kom al hoe nader aan Rusland se grense. So hier's 'n oprigting van 'n militêre mag, bewapening van die Europese nasies wat plaasvind na Rusland se kant toe. Dan sê hy, in daai tyd sê hy, toe staan ek met 'n nuwe Mauser geweer aan die kop. Menende, ek het Duitse bewapening ontvang. Ek is die boerevolk. So, dit is wat 'n Mauser geweer is. So wat ons hier gaan sien is baie belangrik. Ons gaan die verwoesting sien van 'n blanke paramilitêre organisasie in Suid-Afrika. Maar ons moet nie moedeloos raak as ons dit sien nie. Ons moet ook nie hysteries raak as ons dit sien nie. Vader het 'n plan hierso. En in 'n kort rukkie daarna sien ons die volk onttrek na die Noord-Kaap toe. Die spore gaan na die wes, dit lyk baie sleg. Maar in daardie tyd sien ons dat die boerevolk versterk word in die Noord-Kaap. Daar is hulp wat aan haar gegee word. Daar is bewapening en opleiding wat aan haar gegee word. En sy ontwikkel weer tot 'n blanke paramilitêre organisasie. So, ek praat al baie lank hieroor. Ek dink is 'n pragtige visioen wat bevestig wat ek sê.